Josef is een van die merkwaardigste karakters in die Bybel. En Josef verteenwoordig 'n lyn wat God laat loop het van die begin van Genesis tot by ons vandag. Ons gaan daarna kyk. Here, dankie vir die voorreg dat ons deel is van u groot plan. Dankie dat u lank terug begin het. Dankie dat u self bewys het as die betroubare. En dankie dat ons nou by u kan sit en by u kan leer. Amen. Ons lees Genesis 49. 'n baie interessante hoofstuk waar Jakob, Josef se pa, hulle nou in Egipte is. Hy het hulle soontoe laat kom, hulle weet nou dis hy en hulle het toestemming gekry van die farao om daar te bly. En dan is Jakob aan die einde van sy lewe. Hy sê, my lewe het sy doel bereik. Ek het hierdie seun van my wat dood was, weer gesien en weer gekry. En dan sê Genesis 49, het Jakob vers 1, sy seuns laat roep en vir hulle gesê, kom hier, ek wil vir julle sê wat met julle nageslagte sal gebeur. En dan gaan hy deur elkeen van die seuns, vertel hy vir hulle hoe hulle toekoms gaan lyk, die goeie en die slegte. Ons sien byvoorbeeld die 3 seuns, Reuben en Simeon en Levi wat negatiewe toekoms het. En hy sê dit vir hulle, is nog nie daar nie, maar hy sê vir hulle waar hulle heen gaan. En 3 ander seuns, Isaskar, Benjamin en Sebulon, het negatiewe, maar ook positiewe goed in hulle toekoms. En dan is daar seuns van wie hy net positiewe dinge sê. Juda, Dan, Gad, Aser, Naftali en dan oor Josef. So die hele hoofstuk 49 gaan daaroor. Ons lees dit wat hy oor Josef sê in hierdie gedeelte oor Josef se toekoms. Genesis 49 vers 22. Josef is 'n boom wat vrugte dra. 'n Vrugteboom by die fontein. Sy takke groei oor die omheining. Die wat met pyl en boog skiet, val hom aan. Hulle is baie en hulle is sy vyande. Maar hulle boog misluk elke keer. Hulle sterk arms bewe, want die magtige God van Jakob gryp in. Die rots van Israel beskerm hom. Die God van jou vader sal jou help, Josef. Die Almagtige sal jou seën. Hy seën jou met reën uit die hemel, met water diep onder die grond uit, met moeders wat hulle kinders voed, met baie kinders. Die seëninge wat jou vader gegee het is sterk, sterker as die van die ou berge, as die kosbarehede van die heuwels wat altyd daar is. Die seëninge kom op Josef, op hom wat die leier van sy broers sal wees. Tot sover. Vers 22. Josef is 'n boom wat vrugte dra. 'n Vrugteboom by die fontein. Sy takke groei oor die omheining. Josef was deel van 'n plan wat God gehad het, 'n goue lyn wat vroeg in Genesis begin. En dit sien ons in Genesis 12 reeds, as God vir Abraham sê, as hy die land inkom, hy kom nou van 'n vreemde land af, as God vir hom sê, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En dan hierdie woorde, en jy moet tot 'n seën wees. Vers 3, en jou sal al die volke van die aarde geseën wees. En dan 'n rukkie later in Genesis 26 vers 4 word vir Isak gesê, nee, Abraham se seun Isak, en jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word. En dan in Genesis 28 vers 14 word vir Jakob gesê, en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. En dan in Genesis 41 vers 56 word oor Josef gesê, die hongersnood was oor die hele aarde, en al die lande het Egipte toe gekom om by Josef koring te koop. Gewoonlik verstaan ons dat God mense help wat hy van hou en wat hulle bes probeer. En dis uiteindelik sy doel. In die Bybel is vol daarvan, as jy foute maak, as jy dom dinge aanvang, as jy weg van God beweeg, dan kry jy moeilikheid. Maar as jy saam met God 'n pad loop,
dan kom jy weer op die spoor en dan gaan dit goed met jou. En as ons geneig om daar te stop, dat dit by die voorspoed wat die Here gee, en wat hopelik aanhou tot ons dood is, en die Nuwe Testament selfs na ons dood aangaan. Maar die eintlike krag vir 'n gelowige lê op heel 'n ander vlak. As 'n mens verstaan dat God se doel nie net is dat ons lewe goed en reg en maklik baie keer moet wees nie. En dis 'n insiggewende versie, ons teksvers, vers 22. Hy oor Josef word gesê, hy's 'n boom wat vrugte dra, 'n boom by die fontein. Sy takke groei oor die omheining. Waar ons vroeër gebly het in Witrifuur, het ons die heerlikste liedjies gehad, die soetste liedjies, maar die interessantheid was, die boom is nie in ons erf nie, die boom het gestaan op ons buurman se erf, en dan die liedjieboom oor die heining gekom, en het die liedjies in ons erf gekom, en sy takke het so lekker laag gehang, jy kon so maklik die liedjies pluk. Partykeer was hy liedjies so lekker aan ons kant, dat hy na ons toe gekom het om bietjie liedjies te kry, want sy net nie so goed gedra nie. Wanneer 'n boom se tak oor die heining gaan, dan baat die ander mense uit 'n boom wat hulle nie geplant het nie. En uiteindelik word dit die doel en die rede vir enige gelowige se bestaan. Dis die lyn wat God van die begin af gevolg het. Dat Israel nie daar is om hulle self, God vir hulle self toe te eien en al die voordele van God te kry nie, maar dat God hulle seën sodat mense om hulle sy seëning moet ontvang. En dit word die rede vir ons bestaan. En dit was in Josef se geval so. Josef het vir die koning die hongersnood voorspel, die koning se droom of die farao se droom het vir hom uitgelê, dat daar 'n geweldige hongersnood wag. En toe het dit so gekom, en die farao het hom toe aangestel om sy middele te bestuur, sy graan en goed. Daar was eers jare van oorvloed gewees, geweldige oorvloed, het hulle bymekaar gemaak, weggebêre. Toe kom daar 'n gewellige droogte vir 7 jaar. Die Egiptenare se kos het opgeraak. Hulle kon kom kos koop by die farao, en dit het die farao geweldig ryk en invloedryk gemaak. Toe die mense van buite gekom, en in Egipte kon hulle kos kry. En dis hoe Josef se broers ook die land ingekom het. En dit word die verhaal van ons lewe, waar ons ingestel is om ons eie oorlewing, en maar net by môre uitkom, en uit ons probleme uitkom. Sê die Bybel, nee, dis heeltemal te kort gestop. Daar's nog 'n tree wat aangaan. En dit is waar jy beweeg, word ander mense verander en geseën. En dit word ons roeping. Die Here roep ons om soos Josef die mense om hulle se nood verlig het, mense om ons se nood te verlig. En nou weet ons dat mense baie keer bemoediging nodig het. Sjoe, hoe leef ons nie in 'n wêreld waar mense neergedruk word. Daar slegte dinge is wat hulle oorkom. Hulle agteruit gaan met hulle gesondheid, met hulle omstandighede. En hulle al soveel keer teleurgestel is dat hulle moed verloor. En dit word uiteindelik wie 'n Christen is. Hy het genoeg self, sodat hy ook kan help verander. En ek kan vir hulle sê, nee, ons kan aangaan. Daar is 'n toekoms. Of ons kan vir mense doodgewoon ondersteuning gee, fisiese hulp gee, middele, goed wat ons vir hulle gee, wat hulle kan eet of wat hulle kan gebruik. En dis vir ons lekker om dit te doen. Ons vra ook niks terug nie. Ons doen dit omdat ons van die Here ontvang het. En ons het ontvang sodat ons kan gee. Ons seën mense met ons vriendelikheid, waar ons beweeg, verander die hele atmosfeer. Kom daar 'n nuwe lewensingesteldheid, kom daar glimlagte. 'n Glimlag is mos 'n aansteeklike ding. Ons seën mense met ons integriteit. As ons bykom, hoef hulle nie bekommerd te wees dat ons hulle gaan indoen, of dat hulle ons nie kan vertrou nie. Hulle weet, by ons is hulle veilig. Ons sal na hulle kyk. Ons seën hulle met ons stabiliteit. 'n Christen is nie vandag iemand wat opgewonde is en naby mense kom en môre is hy onvriendelik en onbetroubaar nie. Hulle weet waar hulle met ons staan. Dit is vir hulle lekker om by ons te wees. Ons maak hulle rustig. Ons seën hulle met ons wysheid. Hulle weet waar ons is iemand wat gedink het. En iemand wat die hele tyd rustig is, wat op God ingestel is, wat sy kennis en wysheid van God kry. Ons seën hulle deur hulle doodgewoon
nader aan God te bring. Ons getuienisse oor hom is aansteeklik en inspirerend. Verhaal word vertel in die Tweede Wêreldoorlog waar 'n man in die oorlog dood is en sy vrou nie vir hulle jong kinders kon sorg nie en hulle seentjie se naam is Lukas gewees. Lukas is ook afgetrek daardeur, sy pa is nou dood, hy kan sien sy ma kry swaar, hy weet nie wat om te doen nie, hy is nog te jonk. En 'n buurman kom en sê vir hom, kom bietjie daar na my plek toe, en die buurman is 'n skrynwerker. En hy gee vir hom 'n klein werkie wat hy kan doen in sy houtwerkwinkel. En die seun doen dit, hy kap die kussie aan mekaar en hy sê vir hom, dit was mooi, dankie, ek gaan dit gebruik. En so gee vir hom al hoe meer en groter en moeiliker werk. Later was hy in staat gewees om 'n stoel te maak. En toe op 'n dag kom daar iemand wat sê, maar ek wil daardie stoel koop. En toe die persoon die stoel koop, toe het hy geld om vir sy ma te kan gee, om vir haar te kan sorg. En dit het hom selfvertroue gegee, sodat hy later 'n uitstekende skrynwerker geword het, wat 'n goeie bestaan daarvan gemaak het, en vir mense om hom kon sorg. En dis wat die Here van ons maak. Hy seën ons nie sommer net om ons te seën en ons tevrede te hou vir 'n rukkie nie. Hy seën ons om mense te seën en te veroorsaak dat ons lewe permanent verander, dat ons sin kry, nie net goed kry nie, maar 'n doel kry. Dis waarvoor ons geroep het. Kom ons bid om ons daarmee te help. Here, dankie dat ons weet dat hierdie verhaal die waarheid is. Dis wat U kom doen het. U het ons opgelig toe ons plat was, onseker, nutteloos, waardeloos baie keer. En U het ons agting gegee, en U het ons hoop gegee. En ons wil, in lyn met wat U doen, wil ons mense om ons seën. Ons wil daardie boom wees, wat vrugte dra, buite die heining. Ons wil mense wees wat mense help, wat hulle self nie kan help nie. Gee vir ons wysheid en gebruik ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.